Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel se Hartklank. Ek van die Meiburg is aan die woord en ek wil jou graag help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Dit is vir my lekker om jou weer eens vanaand te kan groet op hierdie aanlyn platform van Radio Kansel Hartklank. Welkom by Kort en Kragtig. En mag hierdie kort en kragtige boodskap vanaand vir jou werklik iets beteken, want ek wil met jou vanaand gesels oor verlies. En nou wil ek sommer ook vir jou sê, soos wat ek elke maandag aan sê, as hierdie boodskap vir jou iets beteken, of enige ander boodskap vir jou iets beteken, dan het ons die wonderlike voorreg deur die tegnologie daar op YouTube, om dit weer te kan luister of vir iemand aan te stuur. Gaan kyk net daar onder Fani Meiburg, dan gaan jy dit daarso raak loop en dan kan jy dit ook deel met iemand anders. Nou hierdie week is mos nou Christusfees, dis mos nou Kersfees. En vir julle wat lekker op vakansie is, ek vertrou julle het 'n goeie vakansie en julle het 'n lekker vakansie en julle geniet dit en julle rus lekker uit. Donderdag is die dag waarop ons die geboorte van ons verlosser Jesus Christus herdenk. Daar is soveel verskillende, uiteenlopende gevoelens en sienswyses rondom Kersfees en Christusfees. Baie argumenteer natuurlik dat Jesus se geboorte op die verkeerde dag gevier word. Baie sê dat dit verkeerd gevier word. Baie sê dat ons dit glad nie eers moet vier nie. En ek stem tot 'n mate dalk saam dat Kersfees of Christusfees dalk op 'n verkeerde wyse gevier word, want ek sien dat daar 'n groot eintlike tipe van 'n afdwaling onder Christene gekom het, onder die mensdom, die Christelike mensdom rondom Kersfees. Nou behalwe dat hierdie 'n groot dag is op die kalender vir vakansie en rus en afskakeling van al die ander bedrywighede, voel dit vir my dat daar nie genoeg erkenning meer gegee word aan hierdie Christusfees nie, aan Jesus Christus, ons verlosser se geboorte nie. En dit voel vir my, en ek sien dit, ek beleef dit, ek hoor dit van die lippe van die mense, dat Jesus Christus is nie meer so relevant nie. En die werk wat Jesus Christus gekom doen het aan die kruis, is nie meer so relevant nie. Die relevantie van die effek van Heilige Gees in ons harte deur Christus nou op aarde en natuurlik vir die ewige lewe is nie meer vir mense relevant nie. Daar het 'n afwatering gekom. En ek sien dat daar, soos al die jare maar, op hierdie dag groot partytjies gereël word. Ek sien in al die besigheidsentrums groot afslagpryse wat al van lankal af geadverteer word, afslagpryse op die lekkernye, die kosse en die drank en die gebruiksartikels en produkte wat as presente gaan dien. Dis 'n wonderlike dag hierdie Kersdag, want dit is afslagtyd, dis vakansietyd. Maar wat van die werklike doel van Kersfees? En alhoewel die geboorte van ons verlosser Jesus 'n dag is om vrolik te wees, moet die gedagte tog nooit by ons opkom en dit wees dat ons sal verval verder in ons sonde nie, of dan verval tot sonde nie. Is dit nie waar wat Paulus sê, dat ons nie die vryheid wat ons deur Jesus Christus gekry het, sal gebruik tot aanleiding van die vlees nie? En ja, niemand wil jou dikteer hoe jy hierdie dag mag vier nie, maar elke dag het sy betekenis en sy funksie. En laat ons hierdie donderdag werklik gebruik as 'n Christusfees, 'n herdenking aan die geboorte van ons verlosser Jesus Christus. En daarmee het ek 'n pleidooi vanaand. Kom ons verdeel nie mekaar deur ons sienswyses nie, maar kom ons verenig rondom die regte redes. Braaidag is braaidag, want dit is relevant tot die geskiedenis van ons land. Maar Kersdag, hierdie Christusfeesdag, is 'n fees tot herdenking van Jesus se geboorte. Dan braai jy nie om jou land se erfenis of om jou vriende te beïndruk nie, maar julle eet saam om jou hart tot God te draai in eerbied en dankbaarheid en erkenning vir sy liefde
vir ons as mensdom. Nou op hierdie noot wil ek graag met jou gesels op die voorhand van 'n nuwe jaar ook oor verlies. Ek gesels hieroor want verlies is ons almal se lot op een of ander manier. Nie lank terug nie, toe moes ek net voor Kersfees 'n begrafnisdiens waarneem. Hoe hartseer en tragies om langs 'n kus te staan waar almal eintlik na uitgesien het om langs daardie geliefde rondom 'n etenstafel in vreugde te kon gesit het. Verlies is deel van die mens se lewensverhaal. Kan jy met my saamstem? Dis jou prentjie, né? En ek dink die enigste werklike of een van die min werklike verliese wat ons almal verwelkom, maar waaroor ons eintlik nou niks wil weet nie, is gewigsverlies vir die regte redes. Maar omtrent al die ander is 'n harde realiteit vir ons almal. Verlies is 'n realiteit. En verlies natuurlik kom vir almal in verskillende forme. Ons almal beleef verlies op ander maniere. Verlies en trauma, die trauma wat daar gaan rondom verlies, dit draai nie net om die dood nie, né? Maar ons het trauma oor verlies as gevolg van dinge wat ons werklik hartslaan in die lewe, né? En soos ek sê, dis nie net dood wat ons hartslaan nie. Daar is dinge wat ons beleef, wat vir ons taaf is en wat vir ons hard is, wat dit vir ons voel. Die dood gaan vir ons beter wees as die lewe wat ons moet lewe saam met die verlies wat ons belewe. En ek dink nou so onwillekeurig aan Paulus wat gesê het dat hy nie weet wat om te kies nie. Want hy verlang eerder na die hemel, hy wil eerder dood wees as om lewendig te wees. En ek dink met reg kon hy dit sê, want wie van ons sou kon deurstaan wat Paulus moes deurgestaan het? En wat het Paulus deurgestaan? Waarna verwys ek? Ek gaan gou 'n bietjie vir jou lees, en ek gaan dit so opsommend vir jou lees. 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 28. Hoor wat sê Paulus, wat hy moes deurmaak, en wat het hom gedryf tot die woorde om te sê, dit is vir my moeilik om die lewe te kies bo die dood. Want sê hy, ek is geslaan bo die maat, met ander woorde, meer as wat 'n menslike lyf en emosies kon hanteer, is ek geslaan deur mense. Ek is in gevangenisse gegooi meer kere as wat ek geslaan was deur mense. Ek was hoeveel keer in doodsgevare. En hoor hierdie ding, 5 keer, 39 houe oor die rug geslaan. En weet wat, dink 'n bietjie, ek vra jou vanaand, hoe dink jy lyk iemand nadat hy 5 keer, oor 'n tydperk nou natuurlik, né? 'n tydperk dalk van jare, maar 5 keer, 39 houe op 'n slag toegedien is. Gaan maak 'n bietjie die somme. 195 houe, 39 maal met 5. 195 houe toegedien. Dink vir 'n oomblik. Hoe het hierdie man se rug, hoe het sy lyf gelyk nadat hy 39 houe op 'n slag toegedien is oor sy lewe? 5 keer het dit gebeur. Dink aan die pyn, dink aan die wonde, dink aan die bloed. Dink hoe moet 'n man voel nadat hy 39 houe geslaan is. Jesus het dit ook deurgemaak. Paulus 5 keer moes hy dit deurgemaak het. 3 keer sê hy, was hy met stokke geslaan. Wanneer laas het iemand jou met stokke geslaan? Wie wat my kind, toe hy so klein was, klein laaitie het ons 'n sambok gehad, en ek draai my rug op hom, ek onthou hy was klein, en hy vat hy sambok en hy slat vir my oor die rug, ek het gevoel, ek maak dit nie. Hoeveel keer was jy met stokke geslaan? 3 keer sê hy, was hy met stokke geslaan. Hoeveel keer was jy met 'n klip raak gegooi? Paulus sê hy was 1 keer gestenig, hy was vir die dood opgetel, hy het gedink hy is dood. 3 keer sê hy skipbreek gelê op die oop waters. Hoeveel kere in verskillende gevare sê hy? Hy sê ek het honger gely, ek het dors gely, ek was in naaktheid gewees, dalk daar in die tronk naak, maar dink aan die vernedering. Kan jy sien die verlies wat Paulus beleef het, en kan jy sien wat het verlies in hom gemaak, dat hy die dood verlang het?
En dan sy bekommernis sê hy vir die gemeentes. Hy kon met reg verlang na die hemel, want sy verlies was vir hom ewig. Ek dink aan my broer wat 'n tyd terug sy een vinger moes laat afsit het. Dis verlies. Ons het verlies in anderlike ledemate en liggaamsdele, miskien as gevolg van ernstige siektes of ongelukke. En ek dink aan jou vanaand. Ek dink aan jou verlies, hoe geweldig die trauma moet wees wat jy beleef as gevolg van siekte, wat jy deurgaan en jy moes liggaamsdele laat afsit as gevolg van dit. Miskien een of ander gesondheidsdilemma, miskien is jy in 'n ongeluk, miskien diefstal wat jy in verlies beleef, jy's dalk 'n boer, jy het jou oes wat jy verloor, of oeste wat jy verloor het, dis verlies, besittings, jou besigheid, en ja, selfs troeteldiere, verlies is verlies, sommige beleef net verlies op ander maniere, maar jy het verlies, en baie van hierdie verliese hang aan ons mos, soos 'n nat vatdoek, die goed kleef aan jou, dis asof jy van daai verlies nie kan ontslaa raak nie, en baie van hierdie verliese nie, loop ons saam met 'n mens soos 'n getroue vriend, dit los jou nie, ons belewenis rondom verlies is 'n werklikheid. Ek en my suster het eendag gepraat oor ons verlies aan ons biologiese pa, wat ons verloor het deur die dood. Op daardie stadium was ek nog in my ma se baarmoeder en my broer en my 2 susters was baie klein. En vandag nog is daar herinneringe aan hulle kant, van my pa. Maar vandag nog beleef ons almal daardie gevoel van verlies aan ons pa. Ons bly nie in ons verlies nie, maar die verlies is daar, Ons het daardie in 'n mate herinnering, maar ook daardie hinkering, wat, as hy hier sou gewees het, ons gesien groot word het, Ons almal se verlies is werklik. Nou kan ek gou met jou iets deel daar uit Psalm 51. Beleef jy verlies? Ek het vanaand vir jou 'n woord. Laat ek gou vir jou net die agtergrond van Psalm 51 skets, want dan gaan jy verstaan waar die skrif vandaan kom. Dawid, hy het 'n fout begaan. Hy het buite die huwelik op 'n wrede, skelm manier 'n ander man se vrou bekom. Gaan lees 'n bietjie geskiedenis. Maar God het alles gesien. En Dawid, deur Nathan die profeet, het hy hom gekonfronteer. En toe hy besef, God het hom gesien, en nie sy sonde ongestraf laat bly nie, het Dawid na God teruggekeer in erkenning en in berou. En in sy terugkeer na God, toe vra hy vir iets baie interessant. Onthou, Dawid se verhouding met sy vrou was in gedrang, Sy vrou was seergemaak in die proses. Sy stand en reputasie as koning en as leier was in gedrang, en hy kon enige iets vra van God, om al daai goeders reg te stel. Maar hy vra die volgende, Psalm 51 vers 13, verwerp my nie van u aangesig, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Dawid se verlies en moontlike anderlike verlies as gevolg van sonde, was heel wat meer intens, laat ek vir jou sê, as wat geskryf staan in Psalm 51. Onthou, hy het in hierdie proses, het hy nie net sy vrou se vertroue, en sy manskappe, en sy landgenote se vertroue, was dit nie net in gedrang nie, maar die kind wat hy verwek het deur Batseba, moes hy aan die dood afstaan. Sy verlies was vir hom werklik. Maar wat is my interessant, weet jy wat wil ek eintlik vanaand by jou tuis bring? Dawid het iets van God gevra, iets wat hy nie graag sou wou verloor in die proses nie. Iets waaraan hy nie verlies wou gehad het nie, en dit was God se teenwoordigheid en God se Heilige Gees. En dit wil vir my voorkom, as ek dit lees, asof hy alles in aanmerking gebring het waarin hy verlies kon beleef. Hy het alles op die skaal gesit, en hy het besef, die 2 belangrikste aspekte in sy lewe waaraan hy nie verlies wil hê nie, is aan God se teenwoordigheid en God se Gees. Want het hy geweet, soos Psalm 16 vers 11 sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Hoor wat sê, hy sê, versadiging van vreugde is voor U aangesig. Die Engels sê, fullness of joy is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig. As God hom moet verwerp, het Dawid geweet, sal hy in teneergedruktheid lewe as 'n man, as 'n pa
en as 'n regeerder en 'n leier van sy koninkryk. Hoe sal hy ooit weer vreugde kan vind, as hy nie kan sit by die een wat ewige vreugde skenk nie? En tweedens vra hy, Here, neem u gees nie van my weg nie. Hoekom nie? Hoekom neem u gees nie van my weg nie? Want, het Dawid geweet, daar is net een wat hom kan help deel met sy sonde, om weer op te kan staan, nadat hy gesondig het. Om weer aan te kan gaan, nadat hy gesondig het. Daar is net een wat hom kan herstel in sy God gegewe roeping. Daar is net een wat met hom kan praat en by hom kan wees dag en nag. Daar is net een wat sy vrou se gebroke hart kan herstel. Daar is net een wat 'n moeder kan bystaan wat haar man en kind aan die dood moes afstaan. Daar is net een wat 'n volk weer agter sy koning kan laat staan, en dit is die Heilige Gees. Dawid, vanuit sy verhouding met God, het geweet as God sy gees van hom moet wegneem, is hy 'n volslae mislukking. Dan sal sy krag van hom wyk, soos met Samson. Sy waardigheid sal van hom wyk, soos met Saul, en skuldgevoel sal hom verteer, want die gees wat hom ondersteun, wat hom geondersteun het in die geveg met die beer, die gees wat hom geondersteun het in die geveg met die leeu en met Goliat, sal hom verlaat. Kind van die Here, ek weet nie wat jou verlies is nie. En ek weet, jou verlies is vir jou 'n werklikheid en 'n realiteit en net so erg soos die dood dalk. Maar ek kan vanaand vir jou sê, ek ken die een wat jou gaan ondersteun in jou verlies. Dis die Heilige Gees van God. En ek het 'n goeie idee wat jou gebed dalk was tot nou toe, as gevolg van jou verlies. Jou gebed was heel moontlik, soos wat ek ook maar bid. Here, ek smeek na die dood eerder as die lewe. Is dit hoe jy bid? Of dalk is jou gebed, Here, maak my gesond. Dalk is jou gebed, Here, my kinders. Dalk is jou gebed, Here, my besittings. Here, my kontrakte. Here, my finansies. En vanaand wil ek vir jou sê, ek en soveel te meer verstaan God heeltemal daardie gebede. Maar weet dit, en dis my voorstel aan jou vanaand, verander jou gebed. Jy en ander in jou ondersteuningsgroep het reeds vir alles gebid, maar bid hierdie keer anders, is my voorstel. Bid soos Dawid, Here, ek het verlies aan alles wat U reeds van weet. Die Here weet nou van alles. Maar Here, neem U Heilige Gees nie van my weg nie. Hoekom dring ek by jou aan vanaand? Want ek weet wat die sielsvyand se strategie in jou verlies is. En hoor mooi, Satan wil jou bitter en aggressief en haatdraand en vyandig maak. Hy wil jou dryf deur sonde, sodat God se teenwoordigheid en sy gees van jou sal wyk deur jou verlies. Sien sy plan raak. En die laaste ding wat ek vir jou moet sê vanaand is dit. Dawid het 'n belangrike roete gevolg in sy verlies. Dawid het nie met bravade na God gegaan nie, maar hy het met nederigheid en afhanklikheid na God gegaan. Gaan lees 'n bietjie die hele Psalm 51. Hy het nie begin by neem U gees en U teenwoordigheid van my af weg nie, maar hy het begin by Here, wees my genadig. Here, delg my sonde uit. Here, ek ken my sonde en Here, U weet dit ook. Here, teen U het ek gesondig. Was my met U bloed, dat ek witter as die sneeu kan wees. Is daar nie 'n mooi liedjie wat sê witter dan die sneeu? Was my witter dan die sneeu. En dan vra hy, moet asseblief nie na my sonde kyk nie, maar delg my sonde uit. Dit was Dawid se manier, 'n erkenning en 'n belydenis van sy toestand en 'n wete wie daarmee kan deel. Een ding kan ek vir jou vanaand sê, God ken ons harte. Nie ek of jy is volmaak nie,
En ek sê nou nie die verlies wat jy beleef is as gevolg van sonde nie. Ek sê nie dalk een van jou ledemate wat jy moes verloor het, of jou siekte, of jou verlies, of jou oes. Ek sê nie dis as gevolg van sonde nie. Maar kan ek vanaand vir jou sê, dit gaan jou niks kos, of niks aan jou doen, deur te kan sê, soos wat Dawid in daardie selfde Psalm gesê het, Here, ek is in sonde gebore, en ek lewe in die effek van 'n sondige wêreld nie. Verlies is die effek van 'n sondige wêreld. En vra, Here, sien my aan in my toestand, dit gaan niks aan jou doen nie. Here, vergewe my oortredinge, en Here, ek pleit by U. Vat U Heilige Gees nie van my weg nie. Maar eerder, Here, gee my U Gees, sodat U Gees my kan vertroos, dat U Gees my kan ondersteun, dat U Gees my kan leer, binne en ten spyte van my verlies. Laat dit jou gebed wees. Jy weet, ek wil afsluit vanaand hier voor Kersfees. 1 Johannes 5 vers 5 sê, wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Wie wat sê hy? Wie oorwin die wêreld? Hy en sy oorwin die wêreld as ons net kan glo dat Jesus die Seun van God is. Vanaand sê ek vir jou, verlies is deel van hierdie wêreld wat Johannes van praat. En dank God vir sy Seun Jesus Christus, gestuur na die wêreld, sodat ons in hom kan glo, wat ons oorwinning selfs oor ons verlies kan gee. Ja, jou verlies is nie 'n vonnis nie. Jou verlies is 'n manier hoe God jou oorwinning oor jou situasie kan gee. So vanaand wil ek graag vir jou bid. Ek wil vir jou bid in jou verlies en ook vir hierdie Kerstyd wat vir ons voorlê. Hemelse Vader, ek bid vanaand vir my broer en my suster in die Here. En ek bring hulle vanaand na U toe. Elkeen wat verlies beleef, elkeen wat hartseer is, elkeen wat smag na die dood as gevolg van hulle verlies. Hulle mense het hulle verloor en hulle verlaat, hulle kinders het hulle verlaat, hulle gesondheid het hulle verlaat. Dalk is daar iemand wat hierdie jaar 'n ledemaat verloor het. Dalk is daar iemand wat 'n lewensmaat verloor het, wat hulle kinders verloor het, hulle gesondheid verloor het, hulle besigheid verloor het, hulle boerdery wat hulle lewe lank aangewy het, moes verloor het hierdie jaar. Ek bid vir elkeen in hulle verlies. Ek bid vir elkeen wat in hulle verlies sit as gevolg van sonde, verkeerde keuses, verkeerde besluite, soos wat Dawid gemaak het. Maar Here, vanaand vra ek, dat U Gees nie van hulle sal weerhou nie. Maar ek bid vanaand dat U Gees na hulle sal stuur, om hulle te ondersteun in hulle swakheid, in hulle sonde, en ook in hulle verlies as gevolg van omstandighede. Here, sal U hulle ondersteun deur U Gees. En Here, vanaand bid ek vir hierdie Christus feesviertyd wat ons in is en wat ons gaan vier donderdag. Baie dankie vir Jesus Christus. Dankie dat U U Seun gestuur het na hierdie aarde as 'n oplossing vir hierdie mensdom waarvan ek en my medebroers en susters in die Here en elke sondaar deel is van. Dankie vir 'n oplossing deur Jesus Christus. Ons het U lief. Ek bid vanaand, Here, vir vreugde. Ek bid vir blydskap in die Here. Ek bid vanaand vir hierdie familie by einkomste en by mekaar kom tye. Laat dit 'n goeie tyd sal wees. En dat ons elke oomblik met mekaar sal geniet, want ons weet nie hoe lank ons mekaar het nie. Ek dank U daarvoor. Ek bid vir reisende genade.
elkeen wat uitgegaan het, om ver te gery het, om hierdie tyd te kan geniet. Ek bid Here vir veilige terugreis na en van hulle bestemmings. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Van my en my vrou se kant af, hier van Bokfontein in Brits, wil ons vir julle elkeen sê, geseënde Christusfees, en mag die betekenis van Christus werklik in jou hart posvat en vir jou 'n groter realiteit word as ooit in hierdie tyd. En ek seën jou en met die blessings van die Here, en mag dit met jou goed gaan. Tot volgende week as die Here ons lewens spaar, selfde tyd, selfde plek. Uit God se woord groet ek jou. Seën.